Ons wil graag vanaand met u praat oor hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Ek het vanmôre 'n lang inleiding gehad en ek het nou sommer dit ingelei vir vanaand. So vanaand is daar nie 'n inleiding nie. Maar die woord van die Here kom tot ons uit hierdie gedeelte van Efesiërs 3 en Paulus maak hier so op 'n groot manier sy hart oop vir die gemeente. Hy sluit hierdie gedeelte af. Hy sê aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus. En dan, dis vers 21, deur alle geslagte tot in ewigheid. So, dis 'n geweldige impakvolle gedeelte waarmee hy dan nou hier afsluit, is dat hy sê, dit gaan oor die gemeente. En ek het vanmôre vir u genoem, hierdie een groot ding dat Jesus sê, ek sal my gemeente bou, en die koninkryk van die hel sal dit nie oorweldig nie. So hierdie saak van die gemeente is baie belangrik. En dan sê hy hierso deur alle geslagte tot in ewigheid. So hierdie gedagte waaroor hy hier praat, span oor hierdie hele wyte vir elke gemeente, maar dan ook oor alle ewigheid, deur alle geslagte heen. En so kan ons vanaand ons ook inreken by hierdie saak waaroor Paulus hier praat. En nou maak hy sy hart oop in dit wat hy, en daarom is die tema van ons boodskap vanaand nie soos wat ons sal dink as ons praat oor begeertes, die prioriteite wat jy daar op die skerm sal sien nie. Dit is nie wat Paulus begeer het vir die gemeente nie. Ons is baie keer so sekulêr ingestel en baie keer so materialisties dat daar selfs nou baie sterk strominge in die kerke wêreld inbeweeg het waar materialisme nog so geestelike sousie ook gekry het. Met ander woorde, jou geestelikheid word gemeet aan wat jy het en hoe jy presteer en die sukses wat jy het, die sogenaamde voorspoed teologie. Nou daarin, as dit so was, sou Paulus baie sterk daaroor gebid het, dat dit goed gaan met die mense, dat hulle suksesvol sal wees, dat hulle in hierdie wêreld sal skitter en blink. Maar ons vind niks in hierdie gedeelte. Daar is nie hierdie begeertes waarna gestrewe word nie. Maar wil ons dan met u praat, en nou skuif hierdie ouetjie nie aan nie, hoor. Dit net gou hierso klik. En daarom wil ons vanaand aan die hand van hierdie gedeelte met u praat oor begeerte vir my mense. Wat het Paulus begeer vir sy mense? In die lig van dat hy hier besig is om hierdie brief aan die gemeente te skryf en so hoë waarde heg aan die gemeente en dat dit deur alle geslagte tot in ewigheid geld, dan begin hy om hierdie begeerte van hom, wat hy begeer vir sy mense, begin hy dan hier in vers 14, as hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee. En dan gaan hy verder. Hier spreek Paulus 'n begeerte uit. Hy buig sy knieë. En om te kniel beteken juis daai diepe eerbied, daai afhanklikheid, daai nederigheid, daai interne smeking, daai intense smeking, om dit wat op sy hart is, hierdie sterk begeerte, en dis wat 'n begeerte beteken,
is daai sterk wil om iets te verkry. En daarom moet ons ore spits. Is dit wat ons begeer? En dit wat God vir sy kerk en vir sy kinders begeer? En dit wat Paulus hier vir die gemeente van Efese begeer, is dit ons begeertes? Waarna strewe ons? Wat se sterk wil beoefen ons om te verkry? Wat wil ons bereik? En daarom is dit belangrik as ons vanaand kyk na die begeerte van Paulus vir sy mense en vir God se mense. Wat is so belangrik hieraan? En elke geestelike leier se grootste begeerte mag nie wees dat God sy mense ryker maak nie, gemakliker maak nie, suksesvoller maak nie, maar dat hulle geestelik sal groei totdat Christus volkome in hulle sal leef. En dis die uitdaging vir alle geestelike leiers, vir ons as predikante, vir ouderlinge en diakens, vir ouers, vir werkgewers, vir mentors, oralster waar jy en ek enige invloed mag uitoefen. En ons die voorreg het dat God mense aan ons toevertrou in hierdie verskillende vlakke van die samelewing, is dit die begeerte wat ons vir God se mense moet hê. En daarom moet jy die ore spits vanaand, as ons met jy praat oor die begeertes en die begeerte vir my mense, hierdie sterk wil om iets te bereik, en dit is wat Paulus bid om hierdie rede. Dit is so ernstig, buig ek my knieë voor die Vader, sodat aan hom, wat alles toekom, elke geslag in die hemele, wat op sy naam, wat onder sy naam op hierdie aarde mag wees, hierdie geskenk mag ontvang. Dit moet die hartklop van ons gebede wees. Dit moet die begeerte vir ons mense wees. En die eerste een waarna ons kyk vanaand in die woord van die Here, wat Paulus sê, ek begeer dat julle innerlik sterk sal wees. Dis 'n gebed wat Paulus bid, wanneer hy sy knieë voor God buig, en dit sy begeerte uitspreek vir sy mense. Hy begeer, en daarvoor buig hy sy knieë voor God, dat sy mense innerlik sterk sal wees. En dit is wat ons hier in vers 16 lees, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. My broer en suster, Paulus bid nie hier vir uiterlike krag nie, maar vir geestelike standvastigheid. Paulus fokus op innerlike transformasie en nie uiterlike sukses nie. En dis wat 'n ware geestelike lewe is nie menslike wilskrag nie, maar dis hierdie innerlike krag wat net die gees van God vir 'n mens kan gee. Paulus bid dat die kinders van die Here, dat sy mense met krag versterk sal word. In 'n wêreld waar ons deur baie magte meegesleer word, is fisiese krag eintlik niks werd nie. Want ek kan nie met fisiese krag al die probleme in hierdie wêreld reg baklei, reg argumenteer of reg slaan nie. En daarom is dit Paulus se begeerte,
om innerlike krag te hê. En weet jy hoe min mense het hierdie innerlike krag, en dis net sy gees wat dit kan bewerk. Met ander woorde, my broer en suster, om wanneer dinge verskriklik skeef loop, wanneer versoekings geweldig is, wanneer hierdie greep van materialisme wil gryp. Jy weet, hulle sê mos baie keer as jy so in 'n winkel instap, dan sit asof hier sulke hande agter jou kom en jou 'n koopgees oor jou wil kom en jy wil ook net spandeer. Daarom sê ek klim nie eers in 'n nuwe voertuig vir 'n toetsrit nie. Want as ek daai nuwe leer ryk, kan ek my baie gou ompraat om hierdie 500.000, nou ja, ek hoor as ouens wat nou al 1 miljoen betaal vir 'n kar. Maar jy moet oppas daarvoor. Hierdie goed het 'n verskriklike aanslag, daarom is dit so gewild in hierdie dae, dat mense vir jou sê, spreek net, name it and claim it. Jy weet, en almal is net op hierdie jaagtog van welvaart. Maar dis juis waarvoor Paulus bid, want dit gaan nie altyd so nie. Die lewe is nie altyd so gemaklik nie. Die lewe is nie altyd so lekker nie. Iemand het by geleentheid die lewe ervaar soos 'n sterk ui wat jy afskil, elke skilletjie laat jou oë traan. Vir baie mense is hierdie wêreld 'n tranendal. Daar's die verskriklikste goed wat mense aan blootgestel word. Goed wat met mense gebeur, dat 'n mens soms self verslae staan as jy hoor waarmee mense gekonfronteer word. En my broer en suster, daarom is dit wat Paulus begeer, is daardie innerlike krag deur die gees van die Here om jou te versterk in 'n tyd van nood in hierdie wêreld, om jou in staat te stel om versoekings te weerstaan. Ja, wanneer daar die versoekings kom, om nie daaraan toe te gee nie, maar om dit te werk. Geen versoeking het julle aangegryp as 'n menslike nie. So versoeking is nie sonde nie, maar die toegee daaraan word sonde. En daarom sê die woord van die Here dat nie een van ons bo ons kragte versoek word nie. Want God gee saam met die versoeking ook die uitkoms om die versoeking te oorwin. En daarom hierdie gebed en hierdie begeerte van Paulus vir die gemeente en vir u en vir my vanaand, dat die Here ons sal toebedeel met innerlike krag om staande te bly in tye van versoekings, om ten spyte van lyding en swaar kry te volhard. Nou daai tipe krag kry ek nie in 'n gym nie, waar ek met gewigte oefen nie. Ek kan ook nie met 'n slaansak baklei om my in staat te stel om wanneer daai tipe goed oor jou lewe kom, staande te bly nie. Maar dis waarvoor Paulus bid, want ons kom in geweldige situasies, ook van swaar kry en lyding. Kinders van God is nie immuun teen dinge wat kan skeefloop in hierdie lewe nie. En hoe kan ons dit oorwin? Dis deur hierdie innerlike krag, hierdie gebed wat Paulus bid, en dis sy begeerte vir sy mense, dat hulle innerlik sterk sal wees, om gehoorsaam te lewe. My broer en suster, gehoorsaamheid is 'n geweldige uitdaging. En daarom worstel ons met baie Bybelse waarhede. Ons weet dit, ons hoor dit, maar hoeveel van dit gehoorsaam ons?
Hoe in die fynste besonderhede is ons gehoorsaam aan die woord van die Here. En dit is daardie innerlike krag wat God deur sy Gees gee om jou en my in staat te stel om aan die woord van God gehoorsaam te wees. Maar ook daai innerlike krag om geestelik te groei. Hoeveel van ons stagneer nie in ons geestelike lewe nie? Kan ons bepaal hoe ons in 'n jaar geestelik gevorder het? Of gaan ons maar net soos elke dag kom en gaan, soos die Engels sê, going through the motions? Wat 'n verskil, wat 'n groei het daar in ons lewe gekom vir die tyd wat ons sê ons kinders van die Here is. Hierdie innerlike krag, my broer en suster, is die fondament van hierdie gebed. En hierdie begeerte vir sy mense wat hy uitspreek, is dat hulle toegerus sal word. Ek wil amper sê dieper as die bekende woorde, toegerus sal word met krag uit die hoogte van die Heilige Gees, maar dat dit 'n aktiewe innerlike krag ontketen, waarin ek vas staan wanneer dinge in die lewe skeefloop, wanneer ek oorwinnend onderhewige versoekings kan uitkom, wanneer ek selfs in die fynste besonderhede moet gehoorsaam aan wat die Here sê, want gehoorsaamheid kos dikwels 'n prys. En in hierdie wêreld waar alles eintlik in die mag van die bose lê, word jy en ek nie aangemoedig om gehoorsaam aan die Here te wees nie. Die kultuur van ons tyd laat jou eintlik voel asof jy koekoes is, of jy mal is. Daar's iets fout met jou. Hoekom pla die goed jou? Dis so algemeen. En wanneer jy in hierdie verskriklike anti-God wêreld, waar die natuurlike mens heers, gehoorsaam aan God se stem moet wees, verg dit innerlike krag. Verg dit daardie krag wat Paulus hiervan bid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Met ander woorde, waar jy krag vanuit jou binneste, dit is asof God in die diepste van jou wese 'n krag ontketen om bo menslik staande te bly. Om, soos wat ons nou maar menslikerwys sal sê, bo menslik kan uitstyg uit omstandighede wat jou eintlik moet verswelg. Ja, om onder die swaarste laste. En dis een van die wonderlikste ervarings in hierdie lewe, wanneer mense kan getuig hoe dat God hulle uit hierdie krisis uit gehelp het. En dis hierdie begeerte wat Paulus uitspreek. En dis wat ons lees hier in Jesaja 40, vanaf vers 29. Ons het dit vanmôre in die skriflesing gelees. Hy sê, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Met ander woorde, wanneer ek gedreineer voel, wanneer ek menslik uitgeput, oorweldig voel, dan hoor ons die woord van die Here wat sê dat hy werk in die binneste. En dit is wat ons moet hoor. Hy gee vir die vermoeide krag. Daarom sê hy, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy vermenigvuldig, dis soos hierdie pas aangeheer wat ek het. Dis asof hy eintlik met 'n oue dinamo kry, né, wat krag opwek
Maar hierdie pas aangeer hou my hart aan die gang. En dis hierdie innerlike, ek probeer niks nie. Ek kan niks doen nie, dis ingesit en hy werk. Hy moet net elke jaar getoets word of hy nog reg werk. Maar so kom die woord van die Here vanaand na ons en sê maar, hy wil ons bekragtig om staande te bly in hierdie wêreld. Hy sê die jonges word moeg en mat en die jong mense struikel selfs. Hier's die geheim. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En daarom mag ons hierdie dissipline nooit vergeet nie. Ons moet hierdie dissipline nooit gering ag nie. Want daar is dikwels 'n wagtyd in my vermoeienis, in my stryd, wanneer dinge gaan soos wat ek nie wil hê dit moet gaan nie, is om op die Here te wag. En daai wag op die Here is daai tyd, hoekom God ook sê, wag op die Here, dat daar die krag in die innerlike mens opgewek word, wat jou en vir my in staat sal stel om uiteindelik uit hierdie stryd uit te tree. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Ja, jy kry die vermoë om vanuit hierdie moeras waarin jy is, uit te styg. Dis hierdie innerlike krag. Om uitgelig te word, bo menslik, deur die innerlike krag van God, wat deur sy Gees in ons werk. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dikwels was daar al tye in my lewe dat 'n ou gevoel het jy's uitgebrand. Ek kan nie meer nie. Nog een telefoonoproep en ek stort in duie. Ek sien nie kans vir môre nie. En as jy jou weer kom kry, het daar iewester innerlike krag gekom. In hierdie eenvoudige wag op die Here. Maar om eerlik te wees en vir die Here te sê, Here, dis waar ek is. Ek kan nie meer nie. En om op die Here te wag en op 'n manier te ervaar hoe hy jou optel en hoe hy jou oplig en weer nuwe krag gee om weer aan te gaan. Dis 'n leefstyl. Baie keer is dit asof mense voel die Here het vir my iets gedoen en dis nou forever. Dit werk nie so nie. Dis 'n dag vir dag stap en wandel met God. En dis waarom dit so nodig is. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê Paulus, daarom gee ons ook nie moed op nie. Hier's die geheim. In daardie wag om nie moed te verloor nie. Om nie moed op te gee nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Wat 'n wonderlike geestelike dimensie. Om al voel dit jou, ek word uiterlik verniel en verwoes, dat hier 'n innerlike werking is. En dis nie feesverhale nie. Dis nie maar net 'n sprokie nie. Dis nie 'n kinderverhaal nie, dis die realiteit. Om dag vir dag innerlik vernuwe te word. Al voel dit vir my asof ek uiterlik totaal en al platgeslaan is. En dis waar hierdie innerlike krag inkom. Ons as kinders van die Here,
onder elke omstandigheid, as gevolg van enige ding wat met ons gebeur, hoe haglik ook al, uit daardie as te kan opstaan. Dis net ons wat dit het. En die ons is die kinders van die Here, in wie die Gees van God woon. Maar ons moenie te veel op onsself staat maak nie. Wat Paulus deur hierdie gebed sê, terwyl hy dit as 'n begeerte uitspreek, dis wat hy verlang, dat sy mense, wie aan hom toe vertrou is, sy gemeente, wat die Here vir hom gegee het, nie met aardse sukses sal spog nie, nie materieel wonderlik mee sal gaan nie, dit ook as die Here dit vir jou gee, maar dat jy hierdie innerlike krag van die Gees van God in jou lewe sal hê. En daarom nie om moed op te gee nie, maar om aanspraak te maak op hierdie innerlike vernuwing, dag vir dag. God se genade is elke môre vars en nuut, om elke dag hiermee die lewe aan te pak. Dis die uitdaging, dis die begeerte wat Paulus vir sy mense het. Maar die tweede wat ons hier in die woord van die Here sien, is dat hulle harte sal hê waarin Christus regeer. En dit is 'n baie belangrike aspek waarvoor Paulus hier bid, hierdie sterk begeerte wat hy het vir sy mense. Ja, sodat Christus, vers 17, deur die geloof in julle harte kan woon en dat hy daarin regeer. En dit sien ons baie duidelik uit die woord van die Here. Dis nie net 'n belydenis nie, en dis baie keer die probleem. Ons kan so maklik bely dat ons kinders van die Here is. Ons kan bely dat ons Christus aangeneem het. Maar is hy die Here van jou hart? Is hy die koning? Sê hy die bevele, gee hy dit en jy en ek doen dit? Of gee ek en jy die bevele? Here maak so, en as hy nie so maak nie, is ek ongelukkig. Hoeveel van ons gebede is nie deurweek met die Here wat ons moet seën, en die Here wat ons dit moet doen, en die Here wat ons dit moet doen nie. Dis nie 'n hart waarop Jesus Christus op die troon is. En dis die vraag aan baie sogenaamde gelowiges vanaand, aan sogenaamde Christene vanaand. Dit help nie, hy's net 'n belydenis. Baie mense sê ek glo in Jesus Christus. Die vraag is hy die koning van jou hart? Heers hy in jou lewe? Is hy die koning van jou hart? En dis hierdie geloofsaak, my broer en suster, wat Paulus 'n begeerte het. Hy buig sy knieë en hy bid en hy vra die Here dat sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. En ons gaan nou daarby uit, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, om meer en meer van Christus in jou lewe te hê. Dat hy elke terrein van jou lewe beheer. Dat hy in alle ervarings, in alle belange en begeertes en besluite, nommer 1 sal wees. Nie ek nie, maar hy. So die vraag is nie vanaand of Christus in jou lewe is nie. Ek aanvaar
dat jy jou hartsdeur vir hom oopgemaak het, dat hy ingekom het. Maar die vraag is hy werklik koning van jou lewe? Wie's in beheer van jou lewe? My gedagtes, my begeertes, my besluite, my verhoudings, my prioriteite. Is dit alles deurweek met Christus? Dis een ding om hom te erken as verlosser en saligmaker, maar dis iets anders om hom te erken as die koning van jou hart. Dit voel vir my, verskoon dat ek dit noem, partykeer lyk dit vir my moeiliker vir kinders van die Here om ten volle oor te gee as wat dit is vir sondaars om hulle tot God te bekeer. Dis 'n verskriklike uitspraak. Ons sê baie keer, mense is hard. Hulle wil nie tot bekering kom nie. Hulle wil nie, hulle wil nie, hulle wil nie. Dit is so. Maar na al hierdie jare, in hierdie bediening, moet ek ook vanaand vir u sê dat dit is vir kinders van die Here soms die moeilikste ding om beheer oor te gee. En werklik Christus as die koning van jou hart te eer. Om agter die stuurwiel van jou lewensvoertuig uit te klim, passasier te word en vir hom die stuurwiel te gee. Laat hy my lei waarheen hy wil. En dis waarvoor Paulus bid. Vir mense wat Christus die Here van hulle harte sal wees. Spreuke 4 vers 23 sê jou hart, daarin is die oorspronge van die lewe. Dat jou hart, waarin jou emosies, jou verstand, jou wil gesetel is, volkome aan Christus sal behoort. Dis 'n stap en dis hoekom Paulus baie ernstig daaroor bid, want dit maak 'n groot verskil. As alles wat ek doen getoets word aan Jesus Christus, wat sou hy doen? Wat sou hy sê in hierdie situasie? Dan hoor ek Galasiërs 2 vers 20 wat Paulus sê. Dis die taal van 'n hart wat volkome aan Christus behoort. Hy sê ek is met Christus gekruisig. Ek, hierdie groot eie ek, leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Dis Paulus se begeerte vir sy mense. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Dis 'n hart waarin Christus heerskappy geneem het. Kolossense 3 vanaf vers 15, hy sê en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord en in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom.
So klink 'n hart waarin Christus regeer. En dis Paulus se gebed, dis sy begeerte vir sy kinders. Maar nog 'n begeerte wat hy uitspreek is dat hulle diep gewortel in God se liefde sal wees. Diep gewortel in sy liefde sal wees. En dit moet die fundament van ons geloofslewe wees. Hierdie liefde. Dis die sement wat hierdie gebou en hierdie stene aan mekaar vashou. Dis die samebindende faktor. En dan gebruik hy hierdie twee beelde om gewortel te wees en gegrond te wees. Dis hoekom ek sê dis die fundament. Dis die begeerte van Paulus vir sy mense om hierin gegrond en gewortel te wees. Gewortel dui op soos 'n boom wat sy voeding diep onder die grond met sy wortels ontvang. Dit bepaal die gesondheid van die boom, is die wortels. En wat daardie boom met sy wortels uit goeie grond onttrek, sien jy uiteindelik hierdie boom. En nou sê hy, ek bid dat julle hierin gewortel sal wees, in die liefde van God. Dat jou boom en jou lewenswortel so diep in die liefde van God sal indring, en dat jou lewenswortels daardie liefdesap so sal onttrek, dat dit in jou lewensboom sigbaar word. Die blare wat jy dra, die koelte wat jy bied, daardie gesonde groen van 'n lewensvatbare boom, waarin voeltjies kan kom sit, waaronder diere koelte kan vind. Dis sy begeerte vir sy mense, dat hulle sulke mense sal wees. Maar gegrond is die ander beeld wat hy gebruik. In hierdie beeld gebruik hy soos 'n gebou wat op 'n stewige fundament rus. Hierdie fundament van die liefde. Gegrond. 'n groot gebou op 'n stewige fondasie. Dit is wat Paulus vir sy kinders bid. God se liefde is nie net die begin van ons Christelike lewe nie. Dit bly die bron waaruit alles getap word. En wanneer ons werklik in die liefde van Christus gewortel is, word ons minder afhanklik van mense. Jy weet, mense is baie keer ons ontvlugting. As mense net goed van my dink, as mense net mooi van my praat, as mense net vir my lief is. Maar wanneer hierdie liefde van God in my lewe opgeneem word, dan word menslike opinies minder belangrik. Ek word minder beheer deur vrees en meer bereid om te gee en te luister. Johannes 15 sê, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Hier sien ons hierdie term van liefde, waarvoor Paulus bid en waarin hulle gegrond en gewortel moet wees.
Maar dan hierdie wonderlike woorde in Romeine 8, vanaf vers 35. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Hoor u wat alles kan gebeur? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Vers 38, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of die hoogte of die diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. Paulus skryf dit aan die Romeine. Wat het ons vanmôre by Jesaja gehoor? God hou my vas. Niemand sal my uit sy hand uitruk. Daardie greep van God se liefde is so sterk dat ons al hierdie dinge vanuit die liefde van God sal smaak. En daarom is sy begeerte dat elke een van ons diep gewortel sal wees in die liefde van God. Want dit is uiteindelik wat die verskil maak. Die laaste wat ons hier leer vanaand is om die onmeetlike liefde van God dieper te leer ken. Hierdie onderwerp van die liefde. Nou ek sê altyd, toe ek kweekskool toe gegaan het, hoor nou, in 1979, dis lang terug. En ek my nou 'n punt uit 10 moes gee vir liefde. Dan het ek my so 8, 9 uit 10 gegee. 1979, ek is nou geroep, ek is in die vuur van my eerste liefde. Ek is lief vir die Here, ek wil voltyds vir hom werk. Ek is so lief vir hom. Ek sou my gegee het so 8 of 9 uit 10. Nou het die jare geloop, né? En ek sit partykeer, dan dink ek hieroor, as ek my nou 'n punt moet gee, wonder ek of dit 3 uit 10 sal wees. Het ek nou veragter? Het ek in al hierdie jare agteruit gegroei? Weet jy wat het gebeur? Dit wat ek van liefde gedink het, was so min, dat ek my 9 uit 10 kon gee. Want my konsep, my verstaan, die implikasies was so beperk. En ek kon my meet en ek kon my 8 of 9 uit 10 gee. Maar oor al hierdie jare is ek blootgestel aan soveel dinge. Ek het in soveel mense liefdesuitdinge gesien. Mense wat uit moeilike omstandighede opstaan vir die liefde van God. En dit wat ek die afgelope jare gesien het, as ek my nou moet evalueer, dan wonder ek. Want hierdie onderwerp is so groot, dat ek myself dalk 'n doppunt moet gee. En daarom, my broer en suster, is dit hierdie laaste gedeelte en hierdie begeerte van Paulus vir sy mense, om hierdie onmeetlike liefde van God dieper te leer ken. En ek hoop en vertrou dit is wat met my gebeur het.
hoekom ek my net 'n 3 uit 10 sal gee. Omdat die Here ek nie veragter het nie, maar tog gegroei het en meer dimensies van die liefde van God ontdek het. En as ek my daaraan meet, dan doen ek nie so goed nie. En dis wat Paulus bid. En dis hierdie laaste begeerte vir sy mense. Ja, om die liefde van Christus te ken, wat alle kennis oortref. Vers 18, hy sê, julle in staat sal kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Dis Paulus se begeerte vir sy mense. Dis sy begeerte vanaand vir jou en vir my. My broer en suster, om voortdurend te groei in kennis en ervaring, in Christus se liefde, en hierdie ontdekking te maak. Sy liefde is so wyd, sy liefde is so breed, dat dit mense uit elke volk, uit elke taal, uit elke stam, uit elke nasie omspan. Sy liefde is nie net vir jou en vir my nie. Sy liefde is nie net vir mense van wie jy en ek hou nie, met wie ons kultureel kan vereenselwig nie. En baie mense verstaan nie hierdie breedte van sy liefde nie, en daarom bid Paulus, dat hy ons harte sal oopmaak, dat ons in die liefde gewortel en gegrond sal wees, sodat ons hierdie dinge, die liefde van God, beter sal verstaan. Die genade en die liefde van God is so wyd, dat dit alle mense vanaand insluit. Nie een is uitgesluit nie. Maar die lengte van hierdie liefde, wat deur ons hele lewe span en tot in ewigheid hou, dis die onmeetlike liefde van God. Dit het so lang afstand. Dit het nie 'n afsnypunt nie. Die afsnypunt is die tree van die dood of die wederkoms. Maar tot en met daardie tyd, dis die afstand, dis die lengte, dis onmeetlik. Ek kan nie vanaand vir u sê hoe lank dit sal wees. Dis soos daardie vinkie wat sy bekkie op Tafelberg een keer op 'n dag gaan skoonmaak. En as Tafelberg eendag deur daai vinkie gelyk met die grond is, dan's 1 sekonde verby. Die lengte van die liefde van God, dat ons dit dieper sal leer ken. Om te dink, vandag was ek in 'n gesprek waar ons sê, in die holte van ons in die holte van sy hand, God sien alles, hy weet alles. Om te dink dat hy vanaand elke woonstel, elke shack, elke kamer in elke huis lê oop en bloot voor hom. Sy oë wat te heilig is om sonde aan te sien, lê hierdie wêreld, elke hoel, elke klap, elke stukkie van die onderwêreld waar vanaand dalk moord beplan word, lê vir God oop en bloot. Dis onmeetlik. Dis onmeetlik groot, dat God hierdie wêreld nog nie met vuur en swaal verwoes het nie. Maar dat ons 'n dieper dimensie, 'n dieper kennis, 'n dieper openbaring sal ervaar
van die liefde van God. Hierdie liefde is so diep. 'n Mens kan nie te diep in sonde val, waar die liefde van God hom nie kan gaan uithaal nie. Tot in 'n tronksel, tot in die aaklige kloue van dwelms. Die liefde van God is so diep, dat hy die diepste gesonke mens daar kan uithaal. Maar die hoogte, tot in heerlikheid, daar is nie 'n afstand nie, die hoogte van God se liefde, om verhef te word tot gemeenskap met God. Ek, elendige mens, 3 uit 10. Dis die hoogte van liefde, dat hy my verhoog tot in sy binnekamer. Om daardie dimensies van God se liefde dieper en dieper te leer ken. Om my wortels dieper en dieper te laat insak, om van hierdie goeie nutriëne en waardevolle grondstowwe uit te haal, dat dit na die oppervlak toe kom, dat dit my lewe verryk. Dat Christus sal heers in my lewe, en ek met die krag van sy gees in die innerlike mens versterk word. As predikant, as ouderling, as diaken, as ouer, as werkgewer, as mentor, behoort ons vanaand te vra, wat begeer ek vir my mense? My mense, wat die Here aan my toevertrou het. Dis wat Paulus se begeerte vir sy mense was. En die gebed is, dat ook dit jou en my begeerte sal wees vir die mense wat die Here aan ons toevertrou. Nie om almal se probleme te probeer oplos nie. Nie om vir almal raad te gee van hoe en wat nie. Maar dat elke een 'n dieper verhouding met God sal hê. En dat al hierdie dinge sal meewerk, selfs die swaar dinge, om my meer afhanklik van God te maak. Om te wag op die Here vir hierdie krag. Ja, om soos 'n arend op te styg in die heerlikheid van die Here. Daarom sluit hy hierdie perikoop af as hy sê aan hom, die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Die heerlikheid van die Here. Dit, my broer en suster, was Paulus se begeerte vir sy mense. Dis God se begeerte vir jou en vir my. En dit gee ook vir jou en vir my 'n uitdaging vanaand, vir wat ons begeer, vir ons mense. Mag die Here u help. Amen. Here, baie dankie vir u woord, dankie vir die ondeurgrondelikheid van u woord. Dankie vir dit wat na ons toe kom, wat ons soms lees en oorlees sonder om die dieptes daarvan te besef. Here, my gebed is dat u elke een wat hierdie boodskap geluister het, 'n soeke sal gee om in die innerlike mens
versterk te word deur u Gees. Om te kan uittroon bo die aardse dinge wat ons soms onderkry. Dat ons vanaand u as koning van ons harte sal aanstel. Here, dat ons dieper gewortel sal word in die liefde van God en ook meer en dieper sal leer ken wat die onmeetlike grootheid van u is. Kom doen dit, Here. Kom werk in ons harte deur u Gees en laat u naam geheilig word. Laat die wêreld kan sien. Ons bedoel dit eerlik en opreg met u. Amen. Kom ons sluit ons diens af deur ten slotte saam te sing, daar is 'n plek van stille rus naby die hart van God. Kom ons sing dit staande ten slotte saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die werking van die Heilige Gees met u wees.